Ek lees graag vir julle ons oggendgebed. Jesus, water of life, you are our well and our welcome. And in conversation, us with you and you with us, we find the poetry of our lives. May we search for the same conversation between divided people. May we bring our stories and our sadness, our laments and our lives to each other in this shared place. And so find community in strange and surprising places. Amen. Kers wat ons aansteek is vir ons 'n simbool, iets wat ons kan sien, wat ons herinner aan die teenwoordigheid van die Here ook in ons eie lewe. Goeiemôre, baie welkom. Die meditatiewe diens lyk 'n klein bietjie anders vanoggend. Dit is vanoggend die eerste keer wat ons weer oopmaak. So hier is 'n paar mense vanoggend wat die reën trotseer het. En wat dit ook 'n bietjie anders gemaak is vanoggend is ons is vanoggend ook 'n aanlyn diens. So ons beeld send hierdie ook aanlyn vir almal wat by die huis kyk. Dit is 'n vreemde gevoel vir julle en vir my. Maar daar's 'n ou sêding in ons tradisie wat die eerste gelowiges mekaar gereeld aan herinner het aan. En dit is dat selfs al is ons nie altyd by mekaar nie. Vir hulle was dit gelowiges wat wyd verspreid was oor hele koninkryk, nie altyd by mekaar mag wees nie. Vir ons is dit, ons mag fisies nie altyd by mekaar wees nie. Ons het dalk lanklaas ons families gesien, maar hierdie sêding het hulle gehelp, en dit was dat die Here ook die afstand wat tussen ons is, in stand hou. Dat God ook die klaarblyklike afstand wat daar tussen ons is, dat God dit ook vashou. Mag dit vir ons 'n troos wees vanoggend. Baie welkom. Ek wil vir julle uitnooi om vanoggend, dalk vir die eerste keer in hierdie week, jouself toe te laat om by God te kom rus. Gelowiges aan die begin af het geglo dat daar verskillende maniere is, rituele wat ons kan help met dit. En een van die rituele is om bloot in te asem en weer uit te asem en jouself te herinner dat God se gees is hier by jou. En ek is baie bewus daarvan in Januarie wat baie besig was en in Februarie wat nog besiger is. En met alles wat rondom ons gebeur, is dit soms moeilik om tot rus te kom in ons harte en in ons koppe en ook in ons lywe. So ek wil vir julle uitnooi om julleself daai geskenk te gee. Is iets wat jy in die week kan gaan inoefen, maar wat ons saam as 'n groepie gelowiges volgend gaan doen. En dit is om bloot net jou oë toe te maak en in te asem en weer uit te asem. En vir die volgende paar oomblikke, dit wat in hierdie week met jou gebeur het, en alles wat vir jou voorlê, in die week wat gaan kom, om vir hierdie paar oomblikke vanoggend, dit een kant toe te skuif. Jou gedagtes vir jouself te sê, ek gaan later daaraan dink, ek sal dit later doen. En in hierdie oomblik, terwyl jy inasem en uitasem,
bewus te raak van God se Gees wat by jou is. En as jy dit ontvang, kan weet dat jy kan rus in God se teenwoordigheid. Ons gaan so 'n paar oomblikke neem waar ons so in stilte sit en dan gaan ons luister na 'n Bulgaarse koor wat sing dat daar waar daar liefde is, daar waar daar deernis is, daar is God. Ons begin hierdie week Woensdag eintlik met leidingstyd. Die volgende klomp weke. So ons lees volgende teks saam wat ons wat ek dink vir ons kan inhelp in hierdie seisoen van die kerk af. En as jy 'n Bybel saamgebring het, is jy welkom om saam te lees. Andersins kan jy sommer net luister na my. Ons teks volgende kom uit Markus 10 van vers 32. Op pad Jerusalem toe het Jesus voor hulle uitgeloop en dit het die disippels verontrus en die mense wat agterna gekom het laat bang word. En toe het hy weer die 12 op sy geneem en hulle begin vertel wat met hom gaan gebeur. Kyk, ons gaan nou Jerusalem toe en daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en die skrifgeleerdes oorgelewer word en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom aan die heidene uitlewer. Die sal met hom spot en op hom spoeg en hom slaan en hom doodmaak. En 3 dae later sal hy uit die dood uit opstaan. Hierdie was die 3de keer wat Jesus aan sy disippels vertel het wat met hom gaan gebeur. Waarin alles op pad is en dat hy doodgemaak sou word. En wat jy lees uit die storie uit is dat hulle nie regtig altyd weet presies wat dit beteken nie. Dat hulle nie weet wat om daarmee te maak nie. Maar wat ons wel weet uit die teks uit is dat hulle bang is vir dit wat voor lê. Dat hulle nie verstaan wat in die toekoms gaan gebeur nie. En dat daar hierdie onderliggende spanning en onsekerheid in die lug hang. En ek kan myself indink hoe dit moes gevoel het om dit te hoor, dat ten spyte van alles wat rondom hulle gebeur en ten spyte van die gerugte wat hulle hoor en Jesus wat hulle al vir die 3de keer sê waarin alles op pad is. Ek kan dink hoe moeilik dit moes wees om dan nog steeds agter Jesus aan te gaan, ten spyte van dit wat hulle gehoor het. Nog steeds aan te hou. En toe ek die teks lees hierdie week, wat met my gebeur het, is om bewus te word van die tye in my lewe waar dinge ook soms oorweldig gevoel het. Waar jy ook nie lekker kon sin maak van dit wat jy gevoel het en wat jy dink nie, wat jy nie weet wat vir jou voor lê nie. En as jy al by so 'n plek in jou lewe was, dan sal jy miskien ook terugdink aan daai tyd waar jy ook die behoefte gehad het net om te midde van alles wat rondom jou gebeur en wat jy voel,
net om die knoppie te druk iewers, om alles net te stop. Net vir 'n paar oomblikke, net om asem te skep, net om 'n veilige plek te vind. Daar's die storie wat vertel word, dat op die laaste aand van Jesus se lewe saam met sy vriende, waar hulle saam geëet het, was daai die oomblik gewees, wat te midde van alles wat rondom hulle gebeur het, en van die gevaar wat daar lê, en almal se emosies wat op 20 ander plekke was daai die oomblik gewees, waar Johannes sy kop op Jesus se bors kom lê. Hierdie beeld was in klomp skilderye vasgevang. 'n Klomp ikone van die ortodokse kerk is daai die prentjie van Johannes, die disipel, se kop op Jesus se bors. En toe ek het sien wat met my gebeur het, is dat dit was 'n oomblik waar alles net vir 'n paar oomblikke tot stilstand kon kom. Waar hulle net kon asem skep, 'n veilige plek kon vind. Die Keltiese Christene, as hulle na hierdie beeld kyk van Johannes se kop op Jesus se bors, dan interpreteer hulle en sê dit is waar Johannes diep luister na die hartklop van God. In daai oomblik waar jy net asem kan skep. En dit is wat lydingstyd is. Op die vooraand van hierdie volgende klomp weke, waar gelowiges oor die hele wêreld in hierdie seisoen van lyding ingaan, lydingstyd. Dit is die geskenk wat ek dink lydingstyd vir ons gee. Is ruimte. 'n Oomblik in ons lewe wat ons net als 'n bietjie stadiger kan doen. Waar ons diep kan inasem. Waar ons plek het om asem te haal. 'n Ruimte waar ons dalk vir die eerste keer in 'n lang tyd weer nuwe vrae vra oor onsself en oor die misterie van God. Waar ons kan reflekteer oor wat dit alles beteken. Waar ons wag, waar ons luister. Waar ons ook ons koppe op God se bors kan kom sit. Te midde van alles wat rondom ons gebeur. Het is interessant dat gelowiges het oor lydingstyd van die begin af gesê, dat lydingstyd, hierdie volgende reis, hierdie 40 dae pad na die kruis toe, dit neem jy soms weg van die bekende roetine en patrone van jou lewe. Dit neem jy na onbekende, nuwe, wyeer ruimtes. Plekke waar jy dalk nog nie van tevore was nie. En daar's 'n ou tradisie, 'n ou gebruik, wat hierdie week begin. Iets wat die gelowiges van die begin af gehelp het, om in hierdie ruimte in te tree. Wat vir mense gehelp het om die knoppie te druk, om als net vir 'n paar oomblik in 'n lewe te stop. Dis Aswoensdag. En Aswoensdag, die gebruik van Aswoensdag, is dat gelowiges iets opgee. Dat mense gevra word om te dink oor hulle eie lewe, en daai ding of twee goed op te gee vir 40 dae. Sjokolade, of jou selfoon, sosiale media, wat ek al mag wees. Wat jy opgee is nie noodwendig die punt nie, maar die uitnodiging, wat gelowiges van die begin af mekaar van vertel het, is om iets op te gee, om ruimte te maak in jou lewe, waar God jou op nuwe maniere kan ontmoet. En dit is vir elkeen van ons iets anderste, maar die punt wat hulle gemaak het, is om ruimte te maak om asem te skep. Mense doen dit op verskillende maniere, en ek het hierdie week gelees van 'n Ierse teoloog en digter, wat hieroor geskryf het, wat vir hom gehelp het. En hy sê wat hy mee gesukkel het, is om die stemme in sy kop stil te maak, om hierdie patroon wat hy in sy lewe doen, van om alles te probeer ooranaliseer, hierdie geraas in sy kop, om dit eenkant te kry en ruimte in sy kop te kry. So, wat hy te sê is, hy gaan
bloot om alles te probeer verstaan, gaan hy alles in sy lewe groet met die woorde hallo. Ek wil graag vir julle lees wat hy dan skryf. Hy sê, rather than feeling the need to analyze and understand and comprehend every experience, hope and fear that we encounter, we should greet them with a simple hello. So last Lent, en skryf hy oor sy ervaring, all Lent, that is what I did. I said hello to early mornings, which I hate. I said hello to the daffodils that broke into flower. I said hello to my fear about whether I would be able to continue to do the writing that I love. And I said hello to the bubbling sense of spring as March drew on, and to a couple of vicious reviews of my work. I said hello to some fun days out with my husband and children, and to my father's terminal illness. Wat hy sê is, hierdie gebruik, hierdie ding wat hy opgegee het, hierdie gebruik om die dinge in sy lewe bloot te groet, het 'n ruimte in hom oopgemaak, 'n ruimte in sy kop oopgemaak. Hy sê, want hy was iemand wat heeltyd hierdie innerlike kopgesprekke met homself gehad het. Wat moet ek doen? Wat moet ek voel? Wat moet ander mense doen? Wat moet ander mense voel? Waar lê my foute? Wat doen ek verkeerd? Wat kan ek beter doen? En hy sê, hy het agtergekom dat al hierdie goed waaroor hy altyd dink sy lewe vol maak, dat daar niks meer ruimte oor was nie. En hy kon nie verder sien nie. Al wat hy kon hoor is die gesprek in sy kop. En hy sê, maar hierdie ritueel wat hy geoefen het, om bloot die lewe en alles wat met hom gebeur, om het bloot te groet en te bevestig en dan aan te beweeg. Hy sê, dit het 'n spasie in sy lewe oopgemaak. Hy sê, dit was wel moeilik geweest. Hy moes homself gereeld herinner het, dat hy nie die antwoord op alles hoef uit te dink nie. Dat hy nie 'n rede hoef te vind, hoekom goed met hom gebeur nie. Dat hy nie so hard moes gewerk het, om alles te weer uitpleis nie. Hy hoef bloot die lewe te groet, en dan aan te beweeg. En dan sê hy hierdie ding. Hy sê, iewers in daai 40 dae, as hy dit gedoen het, wat met hom gebeur het is, nou en dan, het hy die ervaring gehad, dat God by hom was. Hy besef God was die hele tyd by hom, maar nou en dan het dit sterker na vore gekom, die liefde teenwoordigheid van God, wat saam met hom die wêreld gegroet het. Wat my terugvat na Johannes, wat op die laaste aand van Jesus se lewe sy kop op Jesus se bors gerus het. En vat my terug na hierdie reis wat Jesus saam met sy disippels na Jerusalem toe geneem het. En tussendeur alles deur moes die disippels op 'n manier braaf wees om aan te hou te midde van hulle vrees en hulle onsekerheid. Die antwoord lê vir elkeen van ons op 'n ander plek. Maar ek dink 'n goeie plek om te begin is om die dag te groet. En dit wat voor jou is, te bevestig, te groet en dan aan te beweeg. Want die troos van lydingstyd is dat alhoewel ons elkeen ons eie storie het, ons eie lyding en ervarings van seer, loop die God van Johannes, van die disippels, loop God saam met ons, waar ons ook al gaan. En nooi God vir ons uit, om 'n oomblik te neem in ons lewe, waar ons alles net tot stilstand bring, waar ons diep inasem, waar ons wegkyk van dit wat ons nou hier sien, en verder kyk, en vir 'n oomblik ons kop op sy bors sit
en weet, hier is dit veilig. Hier kan ek asemhaal. Ek wil vir jou uitnooi vanoggend saam met my 'n Kersritueel te doen. 'n Geleentheid waar ons sommer net bewus word van waar ons is in ons lewe. Ons gaan vir mekaar die geleentheid gee om dit nou te doen. Miskien wil jy dit iewers in die week doen. Maar om 'n kers aan te steek, vir jouself te herinner dat ek is dalk hier op hierdie plek in my lewe nou. Ek het nie idee wat vir my voorlê nie. Ek voel soms oorweldig deur alles. Maar die lig van hierdie kers herinner vir my aan God se teenwoordigheid, aan God se hier wees, hier op hierdie oomblik. Miskien wil jy vanoggend 'n kers aansteek hier voor. Miskien wil jy 'n kers aansteek daar by jou huis vanoggend. Terwyl ons dit gaan doen, gaan ons luister na 'n koor uit Rusland wat sing, God bring vrede in my lewe vandag en môre. Jesus, seeker of quiet places, you are surrounded by so many people, so much of the time. May we find the kind of quiet that works for us, so that we in public can manifest the dignity of a quiet inner life, even when we're busy. Even when we're very busy, and even when we feel we have no time at all. Aan die begin van ons saamwees het ons 'n kers aangesteek, as 'n simbool van God se teenwoordigheid in ons lewe. Aan die einde van ons saamwees blaas ons die kers uit, nie as mense wat glo dat die duisternis oorwin het nie, maar as mense wat glo die son is besig om uit te kom. Mag die genade van ons Vader en die liefde van sy Seun en die teenwoordigheid van die Gees by jou wees en by jou bly. Amen. 'n Mooi week vir julle. Ons gaan volgende week aan. Ons is nou elke Sondag hier in die kapel. Ons kan nie vreeslik baie mense huisves nie, maar julle is baie welkom om weer by ons aan te sluit. Lekker week. Totsiens.